Kom ons sluit ons oë. Vader, in Jesus Christus naam wil ons vandag kom en sê dankie, dankie, dankie. Dankie dat U die Here van die leerskare is. Dankie Here dat U ons optel en oprig. Ons gaan gee aan U net lof en eer en aanbidding. Laat U naam geheilig word vandag in Jesus naam. Amen. Kom ons kyk wat sê ons. Ek gaan vandag preek oor die hand van die Here. Die hand van die Here. Nou doen jouself 'n guns na gaan, wat doen julle deesdae Google en wat se chat is die ander ding, een of ander chat? Gaan kyk 'n bietjie daar na die skrifte van die hand van die Here. As die hand van die Here lig, gebeur daar goed. Kom ons kyk. 1 Konings 18, 1-2 gaan ek vir julle lees. 'n Geruime tyd daarna die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê: "Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde." En Elia het gegaan om aan Agab te vertoon, en die hongersnood was swaar in Samaria. Nou in die tyd van Agab, wat hy oor Israel regeer het 22 jaar lank, het hy gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Nou moet julle weet, voor Agab het die Israeliete soveel goed aan God gedoen. Onthou julle dat die goue kalf aanbid. Hulle het 'n klomp goed gedoen. Hulle was totaal ongehoorsaam aan die Here. En die Here sê hy was meer boos as al sy voorgangers. Toe trou hy met Jezebel, wat nog 3 keer erger was. Omdat hy vir haar luister, rig hy standbeelde van Baal op en hy bou vir hom tempels en heilige boomstampe. En dit is waar dit nou vandaan kom, die ding met kersies, jy mag nie 'n boom afkap nie. Ons het nie heilige bome nie, is net 'n gewone denneboom. Boomstampe wat heilig is, wat hulle aanbid. Dit is waar al hierdie gemors op kom. Hy en sy vrou was evil, hulle was verby evil. Die goed wat hulle gedoen het met God se eiendom, die goed wat hulle met God se mense gedoen het. Enige plek waar evil in beweeg, tart hulle God. Hulle kan nie Satan tart nie, want hulle is van Satan. Hulle gaan daarop uit om kinders van die Here te tart, om God se woord neer te staan, om die Here te tart. Dis hulle doel, want hulle is evil, Satan het in hulle ingegaan. Kom ons kyk. Die gevolge daarvan was, dat God straf die hele Israel, omdat hulle nie kon besluit wie hulle wil dien nie. Wil hulle God dien, of wil hulle Baal dien? Kom ons kyk wat sê 1 Konings 18 vers 21. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê: "Hoe hink julle op 2 gedagtes? As die Here dan God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom." Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Wat vir ons baie duidelik wys, dat die volk het wel agter Baal aangegaan. Want hulle het nie vir Elia geantwoord nie. En Elia, die Tisbiet, uit Tisbe en Gilead, het vir Agab gesê: "So waar is die Here lewe, die God van Israel, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jaar wees nie, behalwe op my woord." Elia sê van baie duidelik: "Ek het gebid en daar sal nie reën wees nie." Kan julle die krag van hierdie gebed sien? En dit was op opdrag van God. Maar die Here stuur dan vir Elia. Hy sê: "Gaan sê vir hom, ek wil reën stuur." Hy gaan reën stuur. Want God het geweet, hy het 'n profeet gevind wat gehoorsaam is, wat bang was vir Jezebel, want sy was wicked, maar wat bereid was om te gaan. Nou julle ken die verhaal van waar hulle die water, wat Elia water om die altaar gegooi het, en wat hulle alles gedoen het, 3 maal het hy water om die altaar gegooi. Julle ken wat het daar gebeur, maar gaan dit nou vir julle lees. 1 Konings 18, 24-29, hoor nou, dis waar cutting vandaan kom. Die Baalpriesters se gewoonte was om hulle self te sny, terwyl hulle Baal aanroep. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat geantwoord het nie, en geen opmerksaamheid nie. Daar kon nie wees nie, want Baal is 'n afgod. Hy kan nie hoor nie, hy kan nie sien nie. Maar hulle het geglo dit is wat gebeur, want hulle het baie geld by Jezebel gekry.
Kom hoor wat sê hy. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle een bil uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste en roep die naam van julle God. Onthou, hulle is 400, Elia is 1. Maar julle mag geen 4 maak nie. En hulle het die bil wat hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak met die naam van Baal, van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia hulle gespot en gesê, roep hard, hy is ons God. Hy is seker gepyns en hy het seker afgesonder, hy is seker op reis. Miskien slaap hy en moet hy wakker word. En hulle het, vers 28, en hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stik en geskerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het. Want bloed is 'n verbond. Hulle het 'n verbond met 'n afgod wat nie bestaan nie. Hoor wat met Elia. Hulle was 400, Elia was 1. Die hele Filistyne mag staan voor Dawid. 3000 van hulle en Dawid was 1. Met God het hy net 1 nodig. Jy het net God nodig om 'n army te fight. Kyk wat doen hy. 1 Konings 18:24 tot 29. 1 Konings 18:31 tot 39. Roep Elia, die enigste lewende God aan. Ons God. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer, want hulle het afgewyk. Hulle het afgewyk agter hierdie Baals aan, agter elke afgod aan wat hulle kon. Daarop het die vuur van die hemel van die Here neergedaal en die brandoffer in die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die stoot was opgelek. Antwoord my, Here, antwoord my. Dis wat Elia gevra het. Hy het geweet dat God gaan antwoord. Tot die klippe het gebrand. En toe kom die hand van die Here. En hy kom help sy volk. En hy kom help vir ek en jy. Jesaja 59 vers 1. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Ons ongeregtigheid, net soos daai volksinne, bring 'n skeidsmuur tussen ons en God. Sonde, God haat sonde. Hy haat nie die persoon nie. Want die Here het elke persoon geskape. Hy haat die sonde, nie die persoon nie. Jesus moes aan die kruis, moes God sy gesig wegdraai van sy eie seun af en hom sonde maak vir ek en jy. Hy het nie sonde gehad nie. Die Bybel sê, sodat die Here nie hoor nie. Jy kan nie in sonde staan en nie vergifnis vra nie. Die oomblik wat ons vergifnis vra, vergewe God onmiddellik. Onmiddellik. Maar dankie Here Jesus vir genade. Genade onbeskryflik groot. As dit nie vir genade was nie, want ek en jy is gered net uit genade. Uit niks anders, nie jou goeie werke nie omdat jy wat vir die Here doen nie. Net genade is ek en jy uitgered. En dankie God vir daai genade. Maar soms het ek en jy ook soos die volk afgode. Ek kan nie dink aan 'n groter afgod wat met God nou in kompetisie is as selfone nie. Selfone het mense se lewe oorgevat. Gaan bietjie mol toe as jy klaar is hier na kerk. Gaan kyk julle, sit gesinne bymekaar. Hulle gaan nou uit eet. Elkeen is op 'n foon. Hulle praat nie eens meer met mekaar nie. Dat 5000 karre nog die tieners doodgetrap het nie, is my 'n wonderwerk. Want hulle kom uit die skool uit met die selfone. Kyk nie eens of die kar is nie, ek sien by Transvaalia, loop oor die pad so. Het 'n selfoon in die hand, nie bewus van wat hier om hulle aangaan nie. Elke tweede minuut dan lees jy, 'n kind se selfoon is gegryp. Dan het hulle nog die oorfone ook in en die selfoon. Weet nie wat agter hom aangaan nie, weet nie wat om hulle aangaan nie en hulle die selfoon voor hulle.
Pa sny nie meer gras nie, hy lê op die selfoon. Pa en ma praat nie meer met mekaar nie, want hulle is op die selfone. En as jy by iemand gaan kyk, dan sê hulle, kyk net gou hier, wat ek gesien. Kyk net gou hier. Hoe moet jy kommunikasie? Jy kuier by hulle, wat wil jy kyk? Hulle kan vir jou stuur as dit so interessant is. Dis wat al geword het daarvan. Daar's baie afgode. Party shop tot hulle drop. Dis ook 'n afgod. Ander lê en TV kyk. Ander beoefen allerlei goeders, behalwe om in die huis van die Here te wees. Behalwe om saam te sit om brood te breek. Mense se lewens gaan staan as hulle voel pap is en as load shedding. Nou leef hulle nie meer nie. Ja, tot in 'n ander dorpe toe om die foon te gaan charge. Bel vir Sissie en Meyerton, het julle krag, ons sien julle nou. Nie omdat jy vir Sissie wil sien, omdat jy jou foon wil charge. Dan praat ons van die Israeliete en sê, hulle het afgode gehad, ons het dieselfde gemors. Is daar soms in ons lewe geestelike droogte? Ek weet nie van julle nie, maar ek was al daar. Wie van julle was daar? Ja, daai wat jy net voel, weet jy, ek kry nie meer wat ek soek nie. Dit kom net nie meer in my lewe nie, ek weet nie meer wat om te doen nie. Met wie kan ek praat? Wie sal verstaan? Sonder om my te preek van Genesis tot Openbaring, met wie kan ek praat? Vir wie kan ek sê, hoor, ek trek nou hier. Ek is bang, ek is onseker, ek weet nie wat om te doen nie. Niemand het vir my antwoorde nie. Maar dankie Here God, dat hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Jy kan nie rus vind by jou man, jou vrou, jou auntie, jou niggie, jou pastoor, jou whoever nie. Jy vind rus by God. Want van hom kan jy vertel presies soos wat dit is, woord vir woord. Jy kan buitendien nie vir hom lieg nie, want hy sê, voordat jy praat, weet ek wat's op jou tong. Daar is jy veilig. Hy judge nie. Hy sê, kom net soos jy is. En daar is 'n rede hoekom die Here vir ons hierdie Bybel gegee het, dat ons kan weet, waar kan ons heen hardloop, en hoekom ons kan heen hardloop. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Hy is dieselfde, hy verander nooit nie. Hoor wat sê die volk, nou kom die vuur uit die hemel uit, verteer die klippe, die water, die bul, alles. Hoor wat sê die volk toe hulle dit sien. 1 Konings 18:39. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Asof hulle nie weet wie God is. Maar soms dwaal ons so ver af, dat ons eintlik wegkruip agter hierdie goeders. Dan sal die hand van die Here altyd iemand oprig, om jou terug te lei op die pad. Die keuse is onsinne, want God se genade oor ons is groot. Elia maak die Baal-profete dood en sê vir Agab, onthou Agab aanbid hulle, né? Hy sê vir Agab, en Agab het Elia gehaat. Hy sê vir hom, trek op. Elia sê dit vir Agab, né? Want hy weet wat Agab gaan doen. Trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Vir jaar lank reën dit nie. Daar's nie tekens van reën nie. Maar Elia het geweet dat God het gesê hy wil reën stuur. Dat jy eers al die gemors in jou lewe uitsorteer. Al die Baal afgode wat ons het, sorteer dit uit dat God weer geestelike reën kan gee. Hy sê vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink. Hy het nie daaraan gedink, Agab, om te sê, dankie Here, U die Baal-profete doodgemaak nie, dankie dat U vir ons gaan reën stuur. Niks van die aard nie, hy gaan nou eet. Eet en drink. Na hierdie massiewe wonderwerk,
gaan hy eet en drink. Wat doen Elia? Maar Elia het op die top van Karmel die berg geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knie gesteek. Hy bid. Hy dank die Here. Hy herken genade, herken die wonderwerk. Maar Agab eet. Hy eet en drink. Dink nie daaraan om vir God dankie te sê nie, want dit was mos maar nou net 'n wonderwerk. Dit vat 'n lewende God wat nooit verander nie. Deur mense of omstandighede nie. Hy bly konstant. Sy karakter en beloftes is tydloos en nie onderdanig aan tyd nie. Dit vat die God van gister om in jou vandag in te stap, om jou môre gesond te maak. Daarom was, is en sal hy vir ewig dieselfde God bly. Wanneer jy met jou probleem kom vandag, dan stap God met in jou gister in, om jou vandag heel te maak en vir ewig. Niemand kan in jou gister instap, behalwe God nie. Niemand weet wat vandag in jou hart aangaan, behalwe God nie. Niemand weet wat jou pad vorentoe is, behalwe God nie. Vertrou hom net. Maak staat op sy genade. Dit wil hy vir jou gee vrylik. Hy gee vir ons sekuriteit. Jy kan by niemand op die aarde sekuriteit kry nie, want jou persoon wat langs jou sit, jou man, jou vrou, jou whatever, is net vir jou geleen. Is nie joune nie, is God se. Die enigste sekuriteit wat ons kan vind is by God die Vader homself, deur Jesus Christus wat hy gedoen het. En soos God van Elia aan die begin gesê het, onthou jy het vir Elia gesê, ek wil reën stuur. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie, so God gaan daai reën stuur. Kyk wat doen hy. 1 Konings 18:43 tot 46. Daarop sê Elia vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see toe. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar's niks nie. Toe sê Elia, gaan weer, 7 maal. 7 is die perfekte getal. So jy klim 7 keer op daai berg en jy gaan kyk. Want God het gesê hy gaan reën stuur. Net omdat jy dit nie sien nie, beteken nie, dit is nie besig om te gebeur nie. Soms reël jou ma en jou pa vir jou 'n birthday verrassing, jy weet niks nie, want jy sien niks nie, en dan staan jy die oggend op en dan hang jou mond net daar, want niemand het onthou jy verjaar nie. Meantime is hulle besig om vir jou 'n eislike party te reël. Behind the scenes. Wanneer jy God iets gevra het, net omdat jy dit nie dadelik sien nie, beteken dit nie dit gebeur nie. Soms wil God net hê jy moet vertrou en glo. Hoe meer jy glo, hoe groter is jou wonderwerk. Nee, sê die servant, die dienaar, daar's niks, daar's nie 'n wolk nie, dit lyk nie asof dit ooit ewer gaan reën nie. Hy sê, klim 7 maal op. Klim jy net op. En die 7de maal roep hierdie dienaar, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Nou groot is 'n man se hand. Net so klein wolkie, sê nie vir my hier kom 'n storm nie. Toe sê hy, gaan op en gaan sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jezreel. Ek sal nooit vergeet nie. Ons bly in Sonland Park. En dis een van my dae wat ek vir die Here sê, ek het nodig meer as wat ek het. Iemand moet vir iets meer kom doen. Ek kan nie met hierdie klein bietjie lewe nie. Dis nie vir my genoeg nie. As U God is, ek weet hy's God, ek is 'n kind van die Here alles, maar ek soek nou meer. As U God is, ek staan in my meisiekind se kamer. As U vir daai dienaar van Elia kan 'n hand wys, dan kan U dit vir my ook wys. Ek het nodig dat U dit vir my moet wys. Ek het dit nodig. Ek kan nie net, ek word net nie gevoed nie. Nou gaan kyk ek elke 5 minute, is ek in die kamer. Dan kyk ek, daar's niks.
Inteendeel, ek het die dag voor dit sak en as gesit in die hoek. Moet dit nie draai nie, jy gaan juk, laat dit hop. Ek het regtig stoof as gevat en oor my gegooi. Ek het gejuk vir dae aan mekaar. Dit is so warm, julle. En ek sê, Here, as U God is, my God is, wys vir my 'n man se hand. En ek het weer besig geraak. En die Gees praat mos hier binne in jou, sê, gaan kyk in die kamer. Toe kyk, toe maak jy hand so voor my oop. Jy sien, soms dryf daai honger jou so erg, dat God vir jou wil wys. Ja, jy moet glo, maar dan kom ook tye wat hy jou bederf, en vir jou goed wys, dat jy kan weet, hy is by jou. Ek sal daai dag in my lewe nooit vergeet nie. Weet julle wat het dit vir my geloof gedoen? Weet julle wat doen dit vir jou geloof? Want die God vir jou so iets doen. Want die Bybel sê, Elia was 'n mens net soos ek en jy. En as God dit vir Elia doen, dan kan hy dit vir ons doen. En hy sê vir Agab, jy moet baie vinnig daar kom, want die boel storm. Maar, Agab moet nog ry, met sy wa. Elia hardloop voor die wa uit. Nou, hoe vinnig dink jy hardloop 'n perd? Hoor wat sê die Bybel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop. Hierdie vertaling sê gehardloop het in die rigting van Jezreel. Hier leer die Here vir ons 'n absolute divine les om vir jou te sê, net omdat jy nie kan sien iets gebeur nie, beteken dit nie ek is nie besig om te werk nie. Kry klaar met daai rubbish in jou lewe, sit dit een kant neer, dat ek jou weer met geestelike reën kan shower. Meer as wat jy kan droom of dink of vra, sal ek vir jou doen. Eerstens moet ons repent. Jy maak alles reg deur te sê ekskuus. Dan kan jy eers aanbeweeg. Maar as jy 'n wonderwerk wil sien, moet jy alles insit. Van jou kant af, want as jy nie verwag God gaan dit doen nie, vir wat vra jy hom? Wie gaan vir sy ma vra vir 'n Lamborghini en weet sy gaan hom nie vir jou koop nie? Maar ons gaan na God toe, dan wil ons nie snaaks goed hê. Maar jy het hom nog nie vertrou vir 'n soutkorrel nie, maar jy wil hom vra vir 'n Lamborghini. Ek het julle mos gesê, ek wou altyd 'n Lexus gehad het, nou wil ek 'n chef hê. Dis al wat ek wil hê, iemand wat kan kook. Die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te luister nie. Daar's niks wat jy vir God kan bring, wat hom gaan skok nie. Niks. Want uit elke een van ons benoudhede beloof hy, sal hy ons red. Ja, tyd word lank. Maar hier sê die woord van God duidelik vir ons in Hebreëus. God is nie glad nie gekoppel aan tyd nie. Tyd maak nie vir ons saak nie. 1000 jaar is vir die Here soos 1 minuut. En ek en jy raak ongeduldig omdat ons 'n bietjie moet wag. Die wat wag, kry nuwe krag. Want as ons om ons kyk, is dit donker. Dis absoluut donker om ons. Die wêreld is onstabiel. Daar's geen sekuriteit in die wêreld nie. Niks nie. Dit beteken nie omdat ons weet die koms van die Here is naby, dat ons moet ophou lewe nie. Ek onthou, 'n hele paar jaar terug, het iemand ook gesê, die Here kom en daar's oorlog in die land kom. Ek het op daai stadium vir Dions gewerk. Julle het ons van daai klein parafin goedjies gekoop en van daai klein gel goedertjies laat die biesie bewe. Almal het geglo, hulle moet nou in spelonke en die Vader weet waaroor ons te gaan wegkruip en die mense het gekoop. So 'n klein gel goedertjies wat jy blykbaar in 'n lampie sit, ek weet nie. En ek het my verstom. Ons moes nuwe voorraad kry, soos die mense dit gekoop het. Waar die Here duidelik sien, hy sê vir ons,
Ek gaan kom soos wat ek gegaan het. Ek gaan op die wolke kom, soos wat julle my sien gaan, so gaan julle my sien kom. Moenie as hulle vir julle sê, hier is die Here, luister nie, of daar is hy nie. Soos wat ek gegaan het, sal ek kom, en elke oog sal my sien. 2 sal op die land wees, en 2 sal slaap. Nou, hoe kan jy slaap en in die land, op die land wees? Want dit is dwars oor die wêreld. As dit in Amerika so laat is, is dit Suid-Afrika so laat. So wanneer hy kom, gaan almal hom sien en hoor. Kan julle dink, hoe mooi is dit as ons die trompet blaas? Jy verwar Satan heeltemal, dis hoekom hy dit haat. Dis hoekom die Israeliete shofars gebruik het, want dis gebruik vir oorlog. Onthou julle op Jericho? Waar het jy gesien 'n muur val in? Weet julle hoe dik was Jericho se mure? Wanneer jy daai shofar blaas, is nie sommer net omdat jy kan mooi blaas nie. Dis omdat jy oorlog verklaar. Satan haat daai geluid, want hy weet met watter geluid gaan die Here kom, met die shofar. Met die trompette wat die engele blaas. So hy raak confused. Loof God vir sy genade. Ek sê weer eens vir julle. Die Here sê, my arm is nie te kort om te help nie. En my oor is nie te swaar om te hoor nie. Elke sekond van elke dag word daar boek gehou deur die engele wat ek en jy doen. En hulle gaan rapporteer aan God wat ek en jy doen elke sekond van elke dag. En deur sy genade wis hy uit dit wat ek en jy weet verkeerd is. Never let it go. Hou vas met alles in jou lewe. Maak nie saak hoe jonk jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie. Hou vas aan daai belofte, dat jy op hom kan staatmaak, dat jy hom kan aangryp, en vir hom kan sê, Here help my, ek is benoud. Want hy sal kom. As God dit vir my doen, kan hy dit vir julle doen. Ek moes daai PET scan gaan kry. Ek moes gaan, want die telling, kankertelling, sê my kanker nie, die telling, gaan op en op en op en op. Gaan, kry die PET scan, kom terug. Laas Woensdag is ek by die onkoloog. Sy sê, daar is nie 'n teken van kanker nie. In fact, die telling het gedaal. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy het dit gedoen omdat ek gevra het. Maak nie saak hoe lank dit is nie. Was ek benoud toe ek daar sit? Ja. Ek sê tase nie. Terwyl ek daar sit, wil ek benoud raak. Dan sê ek bestraf jou Satan in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Ek is genees. Maak nie saak of ek binnekant bewe dat ek nie kan sit nie. Ek bly dit proclaim. Want Numeri 14 vers 28, wat ek jou hoor sê, sal ek met jou laat gebeur. So dit maak nie saak wat jy dink en wat jy voel nie, dit maak saak wat jy sê. Want dit is nie jy wat jou woorde kan back up nie, dis die Here Jesus Christus van Nazareth. En hy gee vir ons die Heilige Gees. Ons stap net agter hom aan. Soms speel ons Christene wol hoe laat is dit. Ons loop agter hierdie voorstes aan, wol hoe laat is dit. En dan draai Satan om, dan hardloop ons. In plaas van om te sê, ek bestraf jou in Jesus naam. Ons moet begin opstaan. As jy nie vir jou gaan opstaan nie, if you can't deliver them, they will deliver you. Keuse is joune. Jou besigheid, jou huisgesin, jou skool, jou alles wat jy besit. Begin bietjie vir die Here vra. Here, ek gaan nie hierdie goed toelaat nie. Ek gaan nie hierdie goed toelaat nie. As daar mense is wat vir my steel, expose dit vir my. As daar mense is wat dit doen, expose dit vir my. As daar mense is wat my te navel kom, expose dit vir my. Nie om hulle te verwerg nie, om vir hulle te bid.
Want wat in die duister is, sal God in die lig bring. Want God haat sonde. Maar ek wil vandag vir jou sê, skep moed. Skep moed, daar's niks wat die Here nie kan vergewe nie. Daar's niks wat God nie gaan skok, dat hy sê, gaan weg van my af nie. Jy is sy skepping. Hy het ek en jy gemaak, hy het ons lief, net soos ons is. En omdat hy ons lief het, wil hy ons genees. Ek het 'n toets geskryf, Vrydag by die Speedkop kantore, en 6 love gedop. Julle? Jy moet nou parkeer. Nou die parkings loop ons nou so skuins. Die ou langs my staan reguit, hier sit ons stoelietjies. Nou park ek maar so naby as moontlik aan skuins, maar dis amper reguit. Tok, 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 tok. Madam, you must park nicely. Ek sê, no, here's the keys, you park nicely, show me. Show me how you're gonna park here. Maar ons nie hoe wat jy kan nicely park nie, want almal staan oor almal se strepe. Nou klim ek saam my dogter uit, nou staan ons in die ry, ons moet al lisensie gaan haal. Nou staan ons aan die ry. Waar moet ons staan? Hier kom die ou uit, hy sê, ons moet hier so staan. Nou staan ons daar. Hier kom een van die vader weet waar af. No, you must stand there. Ek sê, when you're finished with your confusion, then you come and tell us where we must stand. Toe dop ek het nou 6 love. Staan daar. Daar's nie 'n ding aanduiding, waar staan jy, waar kry jy wat? En dit nie, en hulle eet net vetkoekies, laat die biesies speel, dit is net olie. Ai Vader, help ons. Maar nou ja. Oh, ek het dit so gedop, julle. Ek moes maar sê, as ek hier terug by die huis kom. Ek was nader, dus vat 'n vetkoekie, miskien doen dit iets. Maar nou ja, dank die Here dat hy ons elke dag leer. Ja, so leer ons saam, moet nie vir jouself lieg nie. Ek wil hom verwrig, maar nou ja, jy kan nie. So kom ons maar by die plekke wat ons moet weet. Leer maar saam. Kry hierdie goed uit jou gesteldheid. Vra vir die Here vir geduld. Dis moeilik hierdie goed. Want ek kan ongeorganiseerdheid glad nie hanteer. Goed moet georganiseerd wees vir my. So hierdie goed werk net nie vir my nie. Maar nou ja, so sal ons maar deur die lewe gaan en leer. Nou sê my dogter, ma, jy maak vir my moeilikheid. Sê ek, wat is 'n moeilikheid? Evil thrives where good man does nothing. Maar nou ja, dit het nie gewerk. So ek moes maar vir die Here om verskoning vra. Maar ons leer elke dag saam met mekaar. Erken jou foute aan jouself. Moenie maak asof jy nie foute het nie, ons almal het foute. Werk daaraan en staan op en gaan net weer aan. Dis die lewe, dis hoekom God is en ons is mense. Maar ons moet daaroor kom en ons moet dit oorwin. Kom ons bid. Vader, in Jesus Christus naam wil ons vir U sê baie dankie dat U ons God is. Here, dankie dat U ons verstaan. Vergewe ons vir die tye wat ons so oorstep. Want dan doen ons U beeld skade, Here. Lei ons, behoed ons, bewaar ons. Koning Dawid sê, leer my U weë. Here, leer ons U weë, sodat ons vir U 'n aangename geur kan wees, wanneer ons voor U aangesig verskyn. Dankie vir nog 'n dag, Here, dankie vir hierdie reën. Here, aan U en U alleen kom alle lof en eer toe. Hierdie week wy ons aan U. Ons verklaar in die naam van Jesus Christus, dat dit ons beste week ooit gaan wees. Ons weier enige aanvalle van Satan, ons weier dit in Jesus naam. Maar begin in ons, Here, dat dinge om ons kan verander, en ons eer U daarvoor. Dankie vir nog 'n dag, Here, in Jesus naam. Amen.